Ons toetrede lied is Gesang 165, vers 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 370, vers 1, 4 en 5, waarna u kan sit. Yeah.
Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverteelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Gesang 284, vers 1, 2 en 3, waarna jy weer kan sit. Gemeente van ons Here Jesus Christus,
Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en wel uit die boek Josua. Josua hoofstuk 5 vanaf vers 13 tot en met vers 15. Josua was naby Jericho. Toe hy sien, staan daar 'n man voor hom met 'n ontblote swaard in die hand. Josua het na hom toe gegaan en hom gevra: "U aan ons kant of aan ons vyande sin?" "Nee," sê die man, "ek is die aanvoerder van die leer van die Here. Daarom is ek hier." Josua het diep gebuig en vir die man gesê: "Wat wil u aan my, u dienaar, sê?" Toe sê die leeraanvoerder van die Here vir Josua: "Trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is 'n gewyde plek." Josua het dit gedoen. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens Psalm 18, die eerste, tweede en vyfde strofe. Ek was deur onheil swaar verskrik, in bande van die dood verstrik. God hoor my roep in sy paleis, en in toorn het hy gereageer.
Dit is die jaar 2025. En hierdie wêreld waarin ons leef, is 'n wrede wêreld. Dit lyk nog net so sleg soos in die middeleeue of lank voor die middeleeue. Daar's eintlik nie 'n aspek van ons lewe wat nie spreek van korrupsie, geweld, leenagtigheid nie. Oorloë, fisies en geestelik. Wat reg en verkeerd was tot onlangs toe, se rolle is nou net omgekeer. En goed soos integriteit, morele waardes, is besig om by die agterdeur uit te loop. En wat doen ons met ons kinders en ons kleinkinders? Ons probeer so ver as moontlik hulle beskerm teen hierdie wrede wêreld. Ons probeer so lank as moontlik hulle weghou van hierdie wêreld. En ons probeer so ver as moontlik hulle kinderjare vir hulle mooi maak, voordat hulle met hierdie slegte wêreld te doen gaan kry. En ja, so is ons dan ook hier aan die begin besig om ons kinders van die liewe Heer te vertel. En dan begin ons heel op die vlak van klein wees. En ons vertel vir ons kinders van liewe Jesus. Die kindjie wat so broos in die krib gelê het. Daar in 'n stal in Bethlehem. En ons vertel vir ons kindertjies dat hy ons liefhet en dat ons hom ook moet lief hê. En ons sê vir ons kindertjies, hulle moenie stout wees nie, want hulle maak liewe Jesus se hartjie seer. En as ons vir 'n paar keer ons kinders moes aanry vir 'n Kersnagkonsert, dan dink ons het nou ons doopbelofte nagekom. Nou word hierdie kinders groot. En met watter beeld van Jesus Christus word hulle groot? Die sagte, liefdevolle kind in die krippie in Bethlehem. En dan stap hulle hierdie wrede wêreld in. En wat gebeur eerste met hulle? Hulle begin sulke vrae te vra soos: as God dan 'n God van liefde is, waarom al hierdie elende? Waarom is dit so dat as 'n mens doodgewoon winkel toe gaan, jy nie eers jou kinders onder jou oë kan laat uitgaan nie? Hoe is dit dat ons 2025 by so 'n punt gekom het en ons dink dis normaal? Maar nou kom die vraag:
Want ons het ons kinders net mooi geleer van die Kersnag toneeltjie. En vir die res van hulle lewe beteken die ou kindjie in sy krippie in Bethlehem net mooi niks. Ons blaai om na ons skrifgedeelte. Joshua en die volk Israel staan voor die stad Jerigo, gereed om die stad in te neem. Nou in die hoofstukke voor hoofstuk 5 word vir ons vertel van al die voorsorgmaatreëls en reëlings en dinge wat gedoen moes word voordat Israel die eerste stad in die beloofde land sou inneem. Maar ons begin by dit wat ons opval, hulle nie vertel is nie, vir hulle nie oor bevele gegee is om wat gereed te maak nie, en dit is naamlik om hulle gereed te maak vir oorlog. Daar word wel vertel, Joshua het 40.000 weerbare manne gehad, wat net voor die volk moes loop. Maar hierdie mense kom uit die woestyn. Hulle het vir 40 jaar deur die woestyn getrek. Van krygskuns weet hulle niks. En geen wapentuig in hulle hande nie. Nêrens is voorbereidings getref om yster in die hande te kry, om spiespunte mee te maak, of swaarde, of enige iets nie. Hierdie 40.000 weerbare manne het hoogstens elkeen daar met 'n stok gestaan, party het seker slingervelle ten minstens gehad, en 'n paar het messe wat van klip gemaak is in die hand gehad. Enige gesoute soldaat sou vir jou gesê het, hierdie gaan op 'n ramp uitloop. Dan kyk 'n mens weer na hoofstuk 1 tot 5. Wat se voorbereidings is getref? In detail het God aan Joshua opdrag gegee dat hulle streng moes hou by die wetsboeke van God. Daar's reëlings gegee dat die volk hulle moes reinig net voordat hulle deur die Jordaanrivier moes trek. En dan is daar reëlings getref dat die Levitiese priesters die verbondsark sou dra, dat hulle tot by die vlakwater moes beweeg en dan sou die Jordaanrivier opdam, dan beweeg die volk deur, nie te na aan die verbondsark nie. En as almal deur is, moes daar 12 klippe uit die rivier bymekaar gemaak word en daar moes 'n klipstapel gepak word. Die wat tydens die woestynreis nie besny is nie, moes besny word. En is daar ook reëlings gegee oor die Paasfees wat hulle moes vier. En in die volgende oomblik, toe staan hulle voor Jerigo. 'n Stad verskans tot die hemel toe. Enige iemand
met redelike denke sou gesê het, hier kom 'n ramp. Kom ons stap net 'n bietjie oor Jerigo toe. En kom ons gaan luister net bietjie wat praat die mense daar in Jerigo. Want nou het die wagter op die mure het nou alarm gemaak. Al die mense op die plasies rondom Jerigo is die stad in en die stadspoorte is toegemaak. En nou gaan staan ons daar binne en nou luister ons wat praat hulle. Nou kom dit min of meer daarop neer. In daardie ou dae, eintlik ook maar soos vandag sou ons kon sê, is volkere, beskawings, eintlik maar verdeel tussen twee soorte mense. Aan die een kant kry jy die beskaafde mense en aan die ander kant die onbeskaafde mense. Die mense van die gemeenskap wat by mekaar gekom het en vir hulle stede gebou het, vir hulle tempels, vir hulle afgode opgerig het, wat die wêreld reg rondom die stad mooi in plasies verdeel het, waar hulle wingerde aangeplant het en hulle koring gesaai het. So 'n gemeenskap het hulle self, hoe heidens ook al, beskou as die beskaafde mense van die land. Want alles in die stad, streng volgens die afgode se voorskrifte, het hulle redelike ordelikheid in en om hulle stad gehad. Hulle is die beskaafde mense. Maar in daardie tyd was daar ook die gedeelte van die bevolking wat 'n nomadiese bestaan gevoer het. Hulle het in sulke groepe rondgetrek deur die land agter weiveld aan. Hulle was die ruwe mense, want hulle bly in die veld. En dis al wat hulle het. Maar hulle was ook die onbeskaafde mense. Want baie stories is gehoor en geskryf in die geskiedenisboeke van hoe dat hierdie nomadiese groepe deur ander mense se plase se weivelde sou trek en hulle diere sou dit opvreet. En as so 'n nomadiese groep groot genoeg was, dan sou hulle selfs 'n stad inneem en hom plunder en verwoes, vat wat hulle wil vat. En dan nou maar weer hulle nomadiese lewenswyse voortsit. Wat praat die mense hier in Jerigo? Wie kom daar aan? Dis onbeskaafde mense. Dis 'n nomadiese groep wat daar aankom. Want kyk net, ewe koddig, omtrent 'n kilometer voor hulle loop daar seker maar priesters wat iets dra. En dan kom daar 'n klomp jong ouens, sterk ouens aan met stokke en allerhande goed. En agter hulle is dit vrouens en kinders en vee. Dis 'n nomadiese groep wat daar aankom. Dis wat hulle hier in Jerigo met mekaar staan en praat. En so staan Joshua voor die stad Jerigo.
Hoe gaan hy hierdie stad ooit inneem? En terwyl hy daar staan daar skielik 'n man met 'n ontblote swaard voor hom. En Joshua vra hom, is u vriend of vyand? Dan antwoord die man, ek is die aanvoerder van die leer van die Here. Daarom is ek hier. Maar trek jou skoene uit, want die grond waarop jy staan is heilige grond. Wie is hierdie man met die swaard? Dis die God van Israel self. Dis nie die eerste keer in die Ou Testament dat God as 'n mens verskyn nie. Hy het dit al jare terug gedoen toe hy met Abraham gepraat het. En skielik begin alles sin maak. Hoekom daar nie vreeslike aandag gegee is aan wapentuig en gevegskuns en al daardie goed wat nodig is om 'n stad in te neem nie. Want hier staan die man met sy ontblote swaard. Die God van Israel self. En vir Jerigo wag daar 'n slegte verrassing. Want hierdie volk wat hier aankom, is nie een of ander nomade groep nie. Dis God se volk. En die land behoort nie aan die inwoners van Jerigo en al die ander Kanaaniete soos hulle gedink het nie. Die land behoort aan hierdie volk van God. Wie gaan nou die nomade word? Hierdie mense in die stad. Want God staan voor sy volk om hulle in hierdie stad in te neem. En wat gebeur? Stad se mure verkrummel. Niks hou stand voor hierdie man met sy swaard nie. En dan as 'n mens by hierdie punt gekom het, dan kom daar 'n ander beeld by 'n mens op in die Nuwe Testament. Dink aan die boek Openbaring. Die eerste visioen wat Johannes gesien het, is 'n visioen van die Seun van God, waar hy in sy verheerlikte vorm staan en sy hele kerk in die vorm van kandelare is rondom. En wat lees ons van die Seun van God, dat daar uit sy mond 'n tweesnykant swaard uitkom. Want wat doen hy met hierdie swaard? Met hierdie swaard is hy God en koning meedoenloos oor alles en almal. Met sy swaard verpletter hy meedoenloos die bose. En met sy swaard beskerm hy die kleinste en weerloosste mensie wat aan hom behoort. Soos ons kinders groter word,
moet ons hulle begin leer van die man met die ontblote swaard. Want reg deur die hele Bybel het hierdie man homself al hoe meer aan ons duideliker gemaak, geopenbaar. Die Vader wat skep, God van Israel, God die Seun wat herskep, met wie se bloed ons skoon gewas word, en God die Heilige Gees, wat ons in geloof bind aan die Here Jesus Christus. Ouers, u moet ophou om na die Kersnagkonsert nie verder met u kinders te praat nie. Soos hulle groter word, moet u hulle leer van die man met die ontblote swaard. Hy is hulle redder, hy is hulle beskermer, en met hom wat voor jou loop, moet sy weet, hoef sy vir niks bang te wees nie. Amen. Gemeente, staan asseblief vir die voorlees van die geloofsbelijdenis. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 514, vers 1 en 2, waarna jy weer kan sit.
Gemeente, ons slotgesang is gesang 353, die eerste, tweede en derde strofe. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.